Goeiedag en welkom by ons Goeie Vrydagdiens. Ons wil graag vandag, eerstens dankie sê dat jy ingeskakel het en sê hoe dankbaar ons is vir ons aanlyn gemeenskap, terwyl julle ver is en van julle reis en van julle is dalk nie eers in Klerksdorp nie, wat vandag kies om saam met ons hierdie oomblik te kan vier. Jesus het ons vier vandag die feit dat Jesus het vir ons kruis toe gegaan. Hy het vir ons gesterf in ons plek en wat die prys wat ons veronderstel was om te betaal, het hy betaal. En ons gaan hier, nadat ek nou met jou gepraat het, is daar 'n boodskap wat ek gedoen het, Sondag wat verby is, oor die gedagte van Jesus wat die week wat opbou na die Paasnaweek toe, het hy in Jerusalem ingestap met 'n donkie. En die mense het gesing, Hosanna, Hosanna. En Hosanna beteken, Here, red my. En hy was op pad kruis toe gewees, al hierdie het opgebou kruis toe, en so ek wil jou vra om saam met ons na hierdie preek te kyk, wat vir jou gaan konteks gee oor die feit dat, hoekom het Jesus ingegaan, hoekom kon hulle gesê het, red ons, en hoe dit ons vandag kom verander. Maar voordat ons na die boodskap luister, wil ek graag ook vanoggend saam met jou nagmaal gebruik. En wat ek jou wil vra is, wil jy nie asseblief vir jou die video pause nou, daar waar jy is, en in jou huis net vir jou 'n glasie druiwesap en 'n broodjie gaan kry, en dan gaan ons nou saam nagmaal gebruik. So pause net hierdie video, en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Die woord leer ons dat die aand voor Jesus se kruisiging het hy gekom en hy het brood geneem, en hy het gebreek, en hy het gesê, neem en eet, dit is my liggaam. En hy het gekom en hy het die beker gevat, en hy het gesê, neem en drink, dit is my bloed wat gestort is vir baie. En wat Jesus in hierdie oomblik kom doen het, was 'n vooruitsig van dit wat op die kruis sou gebeur het. Jy sien, Jesus se liggaam het vir ons gebreek, om ons gebrokenheid op die kruis te hang. Jy sien, in daai oomblik toe Jesus op Goeie Vrydag aan die kruis gehang het hy al my sonde en al my gebrokenheid en al jou gebrokenheid en al jou sonde op hom geneem en gesê, Here, deur my liggaam wat gebreek word, mag hulle gesond word. Ek vertrou vandag die Here dat terwyl jy nagmaal gebruik, dat jy genesing sal beleef. Genesing van sonde, genesing dalk in jou liggaam, wat ook al jy vandag deurgaan, dat jy sal beleef dat soos wat Jesus se liggaam vir jou gebreek het, dat jy vandag gesond word omdat hy vir jou ingetree het. So terwyl ons saam hierdie nagmaalbroodjie vanoggend eet, dink aan die feit dat Jesus se liggaam gedeurboor is vir jou sonde. Kom ons gebruik saam die nagmaalbrood. Maar nie net het Jesus se liggaam vir ons gebreek nie. Inteendeel, Jesus het gekom en hy het die beker geneem. Jy sien, ons stop partykeer by genesing, maar ons vergeet Jesus wil ons vergewe. En die bloed is simbolies van ons wat skoon gewas word deur die bloed van die lam, deur die vlekkelose een, die een wat nie daar moes gewees het nie. Jy sien, Jesus se bloed toe dit gevloei het, toe was dit ons sonde af. Dit was ons verlede skoon. En so wanneer jy vandag saam met my hierdie nagmaalkelkie drink, dan wil ek jou vra om te dink aan dit wat jy dalk vandag voel is nie vergewe nie, en vir die Here te sê, Here, dankie dat u bloed vir my genoeg is. Here, kom bid vir elke persoon daar by die huis, waar hulle sit, dalk sit in 'n sitkamer, in die kombuis, dalk selfs in die bed. Maar dit wat in hierdie oomblik gebeur, mag dit hulle stig, mag hulle besef, Here, dat hulle word uitgenooi na 'n lewe toe wat vry is van die krag van sonde, wat ons genesing bring, Here, van die verlede, wat kom en u spreek ons heeltemal vry en sê, ek nooi jou nou om in 'n nuwe lewe saam met my in te stap. Here, dankie vir die kruis. Dankie dat daai dag toe jy aan die kruis gehang het en die spykers is in die hande en voete ingeslaan het, die spies in die sy ingesteek het, Here, het u dit gedoen vir my, vir elke persoon wat hierna luister. Gesê het, ek is so lief vir jou, dat ek kies om aan daai kruis te hang. En so, Here, dankie dat ons nagmaal kon gebruik het vanoggend om dit te herdenk. Maar Here, dankie, soos wat die volk geroep het, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Here, kan ons vandag aan die ander kant van die kruis sê, dankie dat u ons gered het, dankie dat u ons gered het. Ons hoef nie te smeek vir redding nie. Ons kan kom en sê, dankie vir redding. Maar Here, vir hulle wat dalk by die huis vandag is, en wat nog nie hierdie keuse gemaak het om u aan te neem nie, mag hulle nou kom en sê, Hosanna, Here, red my. En te kan kyk na die kruis en te sê, Here, dankie dat u op daai Goeie Vrydag, op daai kruis gehang het vir my. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek wil jou vra,
As jy hierdie boodskap vanoggend geniet en jy sien iets wat jy dink iemand anders moet weet, wil jy nie ons se guns doen net hierdie share met iemand of op jou sosiale media. Ons glo God se woord kan impak maak. En daar's dalk een persoon op jou sosiale media wat dalk nie vandag iets sien van Goeie Vrydag nie. En omdat jy share, kan hulle iets oor dit sien. So share dit asseblief. Bless jou en geniet die boodskap. Take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Sing some, heal my heart, oh heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. The highest. Kom ons sing daar nog een keer saam. And Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
Hosanna in the highest, and Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Ek is opgewonde oor Paasnaweek, ek is opgewonde oor vandag, ek is opgewonde vir waar die Here mee vir ons as gemeente op pad heen is. En wat ek graag vandag wil doen is, ek wil die week voor die opstanding, so volgende Sondag het ons opstanding, Jesus het uit die graf uit opgestaan op die 3de dag, dood het nie die laaste sê nie, Jesus het die laaste sê, en ons wil daai week tot en met die kruisiging en dan die opstanding wil ons so 'n bietjie deurgaan en ek het intentioneel my eie stilte tyd bietjie gegaan en gaan stil word en gelees en net weer eens daai storie in my eie hart kom vasmaak. Nou hier's vir jou iets interessant en ek dink dis hoekom dit vir ons belangrik is om deur hierdie gebeurtenisse van Palm Sondag en dalk so 'n klein bietjie voor dit te gaan na waar Jesus gekruisig is, want daar gebeur 'n baie goed daar, maar iets interessant vir my, 30% van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, 30% van daai 4 boeke spandeer net tyd aan die laaste week van Jesus se lewe. So 'n baie groot gedeelte van Jesus se 33 jaar wat hy op aarde geloop het, spandeer 30% van daai boeke. Inteendeel die boek Johannes net so onder die 70% van die boek Johannes, ekskuus, onder die 50%, net so onder die 50% van die boek Johannes spandeer die meerderheid van die tyd om te praat oor Jesus se laaste week op aarde, die kruisiging en die opstanding. En so daarom is dit vir ons belangrik dat ons hierdie sal saam lees. En ek lees volgende vir jou, gaan vir jou redelike lang gedeelte lees uit Johannes 12 en ek gaan vir jou lees vanaf vers 12 tot 19 uit die Afrikaanse 2020 vertaling en dit sê die volgende. Die volgende dag het die groot skare wat vir die fees gekom het en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en aanhoudend uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here en die koning van Israel. En Jesus het 'n jong donkie gekry en daarop gaan sit, soos daar geskryf staan, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom, hy sit op 'n donkievul. Hierdie dinge het sy disippels eers nie verstaan nie, maar toe Jesus verheerlik is, het hulle onthou dat hierdie dinge wat oor hom geskryf staan en dat hulle hulle dit vir hom gedoen het. Die skare wat by hom was, het toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, daarvan oortuig. Die rede waarom die skare hom tegemoet gegaan het, was omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En daarop het die fariseërs vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks bereik nie. Hulle sê vir mekaar, sien julle dat julle niks bereik nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Ek is mal oor hierdie gedeelte en dis 'n gedeelte wat ons baie keer lees en oorslaan en dink, okay, dis net nog iets, maar daar's so 'n belangrike ding wat hier gebeur. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is 'n visuele leraar. Amper sê ek 'n visuele leenaar. 'n visuele leraar. Ek hou daarvan om te leer deur te kyk en dis een van die goed wat ek so dankbaar is vir 'n program soos The Chosen. Ek weet jy kyk enigiemand hier The Chosen. Nou, ek is mal oor dit. The Chosen kan nooit die Bybel vervang nie, net so baie belangrik. Jy moet nog steeds jou Bybel lees. Maar daar's sekere goed wat jy lees en dan wanneer hulle dit uitbeeld, word dit net vir jou lewendig. En so ek het vir Lance gevra, ons gaan vir julle 'n gedeelte uit The Chosen uitwys vanoggend en met toestemming, ons het hulle toestemming om hierdie vir julle te wys oor hoe kon hierdie dalk uitgespeel het terwyl Jesus ingestap het. En dan gaan ons volgende hierdie gedeelte so klein bietjie uitmekaar uittrek. So Lance, speel gou vir ons daai video. Do you hear that? Sounds like multitudes. This is the moment! The son of David. The Messiah! Hosanna. It means save us. Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David.
Stop! Stop! Let's careful. Whoa. Stay away from us. We mean no harm. You tried to kill us. No one wants a riot. John, Z, I want to hear them out. If you turn back now, it could save your life. Oh, wait, we're not going to do that, but... Do you hear that chanting? The people sound like they're ready to crown him king. And for declaring yourself a sovereign, Rome will descend on us all. I have said nothing about an earthly crown ever. You're riding a donkey. For those of us who know prophecy, your meaning could not be any more clear. What does he mean? Zechariah's prophecy of the Messiah. Behold, your king is coming to you, righteous and with salvation, riding on a donkey. The people haven't even seen the donkey yet. And once they do, everything they hoped for will be confirmed. It already is. Can't you see? You should be rejoicing. This is the moment that we will all be saved. Hosanna to the Son of David! I don't stand with these men, but they are right. Raising Lazarus changed everything. Jesus will not be safe inside the city gates. You are calling for his killing! Don't you see? Teacher, if you value your own life, tell your students to stop. I could tell them to stop. But I tell you, if they were to be silent, even these very stones around us would cry out in their place. Hosanna! Hosanna! Jy is deel van die mense wat die palmtakke waai en jy sê Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid, vir die nastammeling van Dawid. Dis wat hulle gesing het. Hulle kom hier en hulle sing dit en ons kan so maklik mis. Hierdie was so 'n belangrike oomblik in ons as die mensdom se geskiedenis. En hulle kom hierso en daar's 'n groot skare daar bymekaar. Dit sê in vers 12, die volgende dag het die groot skare vir die fees gekom. Nou die volgende dag. So kom ek kleer gou so vir jou so 'n klein bietjie in wat het net voor hierdie gebeur. So ons is nie presies seker hoeveel nie en die teoloog verskil, maar 'n paar dae voor hierdie, moontlik 'n week of 2 voor hierdie of dalk 'n paar dae, ons weet nie, het Jesus in Betanië aangekom. En Jesus het in Betanië opgedaag en een van sy beste vriende was dood. En sy naam was Lazarus gewees. En Jesus kom by die graf van Lazarus en Lazarus is al 4 dae dood. En die woord leer ons dat Lazarus het al begin stink. En dis verby die punt van Lazarus is nie meer dood nie. Lazarus is regtig dood. Hy fake dit nie. Hy sal in 'n graf agter 'n toeklip vir 4 dae en Jesus daag op en Jesus sê Lazarus kom uit. En Lazarus kom uit die graf uit. Nou iets wat ek van hou wat ek gelees het, is hulle sê as Jesus nie gesê het Lazarus nie, het al die dooies opgestaan en uitgekom. Kan jy jouself indink? Ag nee, my skoonma was dood en nou is hy terug, jy weet. en Jesus roep Lazarus op die naam en Lazarus staan op en Lazarus kom uit die graf uit en al die teoloë stem saam dat hierdie was 'n draaipunt gewees. Jy sien, dis een ding as 'n blinde kon sien. Want dalk het jy een of ander, jy weet, dokter goed gehad, medisyne gehad om hom te kon genees. Jy weet, mense wat verlam was kon loop, dalk was hy een of ander wonderlike chirurg gewees en dis hoekom hy dit kon regkry. En jy weet, ons kan vandag nog blinde mense laat sien en jy weet dowes laat hoor deur goeders wat ons doen en ek is so dankbaar vir al ons dokters wat die Here die vermoë gegee het om dit te doen. Maar die een ding wat geen dokter op hierdie aarde kan doen is om die dooie weer lewendig te maak. Veral na 4 dae. Ja, Jesus is awesome. En so wat gebeur is, Jesus kom en hy roep Lazarus uit die graf uit, en Lazarus kom uit, en Jesus sê, haal af die klere, en die mense begin praat. Ek meen, kan jy jouself indink? Ons hoor, iemand het gesterf hier in Klerksdorp, het was redelik 'n publieke figuur gewees, ons almal ken hom, en 4 dae later, loop hy verby jou in Spar. Ja, dis seker sy tweelingbroer. En dan sê iemand vir jou, nee, jy verstaan nie. Jesus het hom lewendig gemaak. En dan gaan jy nie dit vir jouself hou nie, jy gaan die volgende ou vertel, en dit is die tyd nog voor WhatsApp en Facebook stories en Instagram, en die van julle wat bietjie snaaks is TikTok ook gebruik, en ek grap net nou en dan met ons ou mense ook op TikTok kom, en
en die woord versprei en almal hoor van Jesus wat vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Nou wat interessant is in hierdie hele gebeurtenis, is dit net voor die Paasfees. So die Paasfees is 'n fees wat die Jode jaarliks hou om hulle self te herinner en vir God dankie te sê vir dit wat gebeur het in Exodus. Onthou in Exodus was Moses en die volk vasgevang in Egipte en God het gekom en in die woorde van Prince of Egypt het God gesê, let my people go. Wie van julle het ooit Prince of Egypt gekyk? En as ek ooit praat oor Prince of Egypt, dan moet ek aan Mariah Carey drink. Onthou julle vir Mariah Carey wat gesing het in Prince of Egypt. Doen jouself eens gaan kyk Prince of Egypt, great movie. En die Jode kom by mekaar en hulle vier die feit dat God het hulle verlos van die slawerny van Farao. En dis belangrik om te besef dis wat hier gebeur. Hulle kom by mekaar om dit te onthou. God het gekom, hy het die doodsengel gestuur en die eerstgeborenes van Egipte het gesterf en God se volk is uit Egipte uitgelei en God het hulle gelei en God is by hulle. En is awesome en hulle kom almal na die Paasfees toe om dit te herdenk. En die volgende dag lees ons dat daar was 'n vrou gewees wat 'n half liter duur parfuumolie gevat het en dit op Jesus kom uitgooi het. En Jesus sê vir hulle, moenie kwaad wees nie, want die disippels is kwaad hieroor, veral Judas Iskariot is kwaad hieroor. En Jesus sê vir hulle, moenie kwaad hieroor wees nie, want sy is besig om my voor te berei vir my begrafnis. Jy sien, Jesus het geweet waantoe hy op pad is. Dis vir my, hoekom ek dit wil sê, want dis vir my belangrik dat ons sal besef, Jesus het presies geweet dat hy is op pad na sy dood toe. Toe hierdie vrou hom salf en hierdie vrou berei hom voor, toe vat dit hom na 'n plek toe wat hy weet, wat volgende kom, is my dood. En dit sê dan die volgende dag, so hierdie vrou het hom gesalf, en dan lees ons die volgende dag, het die groot skare wat vir die fees gekom het. Onthou, hulle is daar reg oor die Midde-Ooste van daai tyd het mense gekom, en hulle het baie ver gereis, om hierdie fees by die tempel te kom bywoon, want dit is vir hulle, soos wat Paasnaweek vir ons is die Pasga fees, vir die Jode. Dit is vir hulle, dit is kern aan dit wat hulle glo. En hulle is almal daar en is 'n groot skare mense, die grootste wat die hele jaar in Jerusalem sal wees is in daai oomblik daar. En dit sê, en die ander rede is hulle het gekom en hulle het gehoor wat Jesus gedoen het. So nie net het baie van hulle gekom vir die fees nie, baie van hierdie mense het gekom, want het jy gehoor, Jesus is in hierdie area, en Jesus wat die dooies laat opstaan het gekom. So vraag of jouself die vraag, of as jy vanoggend dalk, soos Colin nou gesê het, kanker het, en jy hoor Jesus is hier, dan sal jy ook moeite gedoen het om te gaan. Kan ek vir jou sê, Jesus is hier vanoggend, hoor. Hy is nie iewers te ver, iewers in iemand se huis, hy's hier. Maar hulle hoor Jesus is daar en hulle gaan nader en hulle is excited vir dit wat Jesus gaan doen. En dit sê, hulle het gekom en hulle het gesing, Hosanna. Hoor wat sê dit hier so in vers 13, het sê, hulle het palmtakke gevat, en hulle het hom tegemoet gegaan en aanhoudend uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here en die koning van Israel. Jy sien wat hierdie mense gedoen het, is hulle hoor van Jesus en hulle weet wat Jesus gedoen het. Jesus laat die blindes sien, hy laat die dowes hoor, hy laat die stommes praat, hy laat die krippeles opstaan, hy tot 'n man uit die dood uit opgelaat staan. En hulle weet Jesus is daar en hierdie skare kyk na Jesus en hulle sê, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En hierdie woord is 'n interessante woord. En ek het verlang gedink, ek weet wat die woord Hosanna beteken, maar ek het nie werklik begryp, totdat ek hierdie week dieper in die Hebreëse oorsprong van hierdie woord gaan kyk het. En hierdie woord sien ons die eerste keer in die Bybel in Psalm 118. En ek gaan nou vir julle 'n gedeelte daarvan lees, maar in hierdie gedeelte is die eerste keer wat ons hoor dat daar word van die woord Hosanna gepraat. En die woord Hosanna het ek altyd gedink beteken soos God is goed, loof God, jy weet wonderlik. En dit sou sin gemaak het as die mense daar gesê, wel, ek weet nie of dit sou sin maak as die mense dit gesê het nie. Want ek meen hulle het gehoor Jesus kom, en hoekom sal hulle God loof vir dit wat Jesus doen as Jesus nie God is nie? So, as dit is wat dit beteken, sekerlik, maar meeste van die mense het daar nie geglo dat Jesus is God nie, en teenoor meeste van hulle het nog nooit Jesus ontmoet nie, hulle het net stories gehoor oor Jesus, en tog staan hulle hier en sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nou Hosanna beteken eintlik dat God moet ons red.
God red ons. Dis eintlik nie 'n lofkreet nie. Dis nie eintlik van, "Jee, ons het gewen nie." Dit is, Here, help ons, ons is besig om te verloor. Jy sien, hulle staan daar en hulle roep uit, Hosanna, Hosanna, want hulle is besig om te verloor. En kom ek lees net vir jou, Michael Hudman skryf hier volgende, ek het dit vir julle in Afrikaans vertaal, want ek weet in Klerksdorp sukkel ons maar met Engels. Maar hoor hoe mooi hy sê, Hosanna word dikwels beskou as 'n uitroep van lofprysing, soortgelyk aan Halleluja. Maar dit is eintlik 'n pleidooi om redding, 'n smeking om redding. Die Hebreëse stamwoord kom voor in Psalm 118 vers 25, waar daar staan, Here, red ons tog, Here, gee ons voorspoed. Psalm 118 vers 25. Die Hebreëse woord Yasha, wat beteken red en verlos, en Anna, smeek of pleit, vorm saam die woord wat in Afrikaans en Engels Hosanna is. Letterlik beteken Hosanna dus, ek smeek hier om ons te kom red, of red ons asseblief. Jy sien, hierdie mense staan daar en hulle is besig om te sing, Here red ons, asseblief Here, dis 'n smeking, Here red ons, en almal sing dit saam. Nou hoekom sou hierdie mense gesê het, Here red ons? Dink julle hulle het daar gestaan en gesê, arme ek is 'n sondige mens en Jesus moet my genees van my sonde? Dit was glad nie hoekom hulle hierdie gesing het nie. Inteendeel, die rede hoekom hulle gesing het, Hosanna, Hosanna, het jy nodig om so 'n klein bietjie geskiedenis te verstaan en te verstaan in die wêreld wat Jesus in geleef het en hoekom hulle dit vir Jesus gesê het. Die rede hoekom hierdie mense gesing het, Hosanna, Hosanna, is want hulle was onderdruk deur die Romeine gewees. Hulle was onderdruk deur 'n nasie wat hulle regte by hulle wegvat, wat hulle geld by hulle gesteel het, wat nie vir hulle goed was nie, wat hulle mense doodgemaak het, hulle vrouens verkragt het. Hulle het hulle godsdienstige leiers vervolg. Dit was 'n aaklige storie gewees en hulle was weer, net soos in Egipte, en dis belangrik om te onthou, net soos in Egipte was hulle weer vasgevang in slawerny. En hulle hoor van Jesus. Hulle hoor dat ons hierdie, moenie dit mis nie, magtige leier. 'n Leier wat terugstaan vir niemand nie, nie eers die Fariseërs en die Sadduseërs wat die meeste mense voor bang is in die tyd nie. Jesus is die een wat die Romeinse soldate kom tot by hom en sê, hoorie, ons weet jy's 'n Jood, maar sal jy my seun wat besig is om te sterf gesond maak? Jy sien, hulle hoor van hierdie Jesus, hierdie Jode hoor van hierdie kragtige leier, hierdie kragtige man wat wonderwerke doen, wat van God gestuur is, en hulle glo die tweede Exodus is op ons. Ons gaan vrygemaak word van slawerny. En dalk in baie van hulle se oë was Jesus soos die doodsengel. In Exodus lees ons hoe die doodsengel gekom het en dit was die finale uitnokhou gewees vir die Egiptenare om te sê, let my people go, laat my mense vrygaan. En hier daag Jesus op en hulle weet Jesus kom, hulle die roemers het versprei, die stories het geloop, Jesus is op pad. En die mense raak opgewonde, hulle is van uiteindelik, hy gaan kom en weet julle wat gaan hy doen? Hosanna, Here red ons van die Romeine. Red ons want ons is onderdruk. Hosanna, Here red ons, Here, yes. En dan is soos julle nou gesien het in hierdie video, en dis een van die redes hoekom ek die video volgens vir julle gewys het, is, die mense is ver af en ons lees, en dis interessant, daar's min stories wat in al 4 evangelies is. Maar die storie van Jesus se intog in Jerusalem is in al 4 evangelies. En hulle almal vertel dit so bietjie anders. Maar Jesus was ver af gewees en die Fariseërs kom by Jesus en hulle sê vir Jesus, voordat hierdie mense jou sien, wil ons jou vra asseblief, klim van die donkie af. Moenie verder ingaan nie, want hulle het geweet wat hierdie beteken. So die mense was ver af, hulle het nog nie Jesus gesien nie, hulle weet hy's op pad, die storie het geloop, Jesus is op pad, en hulle kom en hulle probeer Jesus stop. Nou sit gou jouself in die mense se skoene, wat besig was om die palmtakke te waai, en besig om te sing, red ons, red ons, red ons. Want kom ons wees eerlik met mekaar, dit wat hulle deurgegaan het, was aaklag. Dit wat die Romeine aan die Jode gedoen het, was nie reg nie. Hulle was geregverdig om te voel, Here, red ons. Want ek gaan praat met enige ras, en veral in Suid-Afrika, ons het 'n baie slegte geskiedenis. En as jy met van die mense gaan praat wat met van die goed gebeur het in ons geskiedenis, dan sal jy sê, hoorie, dit wat mense aan hulle gedoen het in die naam van die kerk, so terloops baie keer, was aaklag, was verkeerd, was sleg. En dan vra jy hoe van die mense se gesinne deur het geraak. Gaan praat met die Jode oor die Holocaust, dan gaan hoor julle by die Jode hoe het hulle gevoel toe Hitler hulle mense doodgemaak het. En jy kyk net, en dis aaklag, en dit alles is verkeerd.
Maar te midde van dit het hierdie mense 'n hoop dat God gaan hulle omstandighede kom verander. Maar weet jy wat's interessant? Jesus kom anders as wat hulle gedink het hy gaan kom. Inteendeel, Jesus daag op en hy kom om iets anders te verander en hulle op 'n ander manier te red as wat hulle dalk gedink het. En ek het 'n ding geskryf wat ek graag vir jou wil lees. Dit sê terwyl hulle daar besig is met hierdie palmtakke besig om te sê Here red ons, sê ek die volgende: hulle het die oorwinning van God gevier, al was hulle op die punt om die vernedering van God te sien. Hulle het die koms van 'n koning gevier, maar nie besef dat hy die tipe koning is wat nie die tipe koning is wat hulle verwag het nie. Hulle het die koms van die Messias gevier, die een wat hulle sou kom red, maar net 'n paar uur later sou hulle besluit hy is nie hulle Messias nie. In hierdie oomblik was hy die Christus, maar die volgende oomblik sou hy 'n misdadiger wees. Jy sien, Jesus kom en hulle verwag iets wat hy nie is nie. Hulle dink dat hy gaan hulle kom red van Rome, maar eintlik wat hy kom is, hy kom red hulle van hulle self. Moenie dit mis nie. Want partykeer kom ons en ons sê, Here red my uit my finansiese probleme, Here, my as U net vir my R1 miljoen kan gee, ek sou kon doen met R1 miljoen. Dit is van ons gebede. Sê, Here red my net, maak my net asseblief, haal my uit hierdie finansiële moeilikheid uit. En dan kom God en hy sê vir jou, ek wil nie noodwendig jou budget uitsort nie, ek wil jou hart uitsort. Of as van ons nou sê ons, Here, asseblief, genees my van hierdie verslawing, ek sukkel met drank, ek sukkel met pornografie, ek sukkel met dwelms, ek wil ophou rook, want dit het 'n vashou oor my. En dan sê die Here vir jou, ek wil jou help met dit, maar besef eers jou hart moet verander voor, daai is 'n simptoom van iets dieper. Jy sien, wanneer Jesus hier aankom, ja, dit is so, die Romeine onderdruk hulle, maar Jesus het nie gekom om net om 'n nasie te red nie, hy het gekom om die wêreld te red. En hulle dit nie verstaan nie, en dis hoekom hulle die een dag gesê het, Here red ons, en die volgende dag het hulle gesê, kruisig hom. Jy sien, ons kom baie keer na God toe, want ek lees hierdie storie en ek sê, Here, wat moet ons hier uitleer? Dis nou wonderlik en is great, ons weet nou, hulle het gesê, red my, en U het hulle kom red vir meer, maar Here, wat moet ons as Oase familie vanoggend uit hierdie uitleer? En ek beleef so duidelik hoe die Here vir my sê, is ontmoet my by my verwagting, nie jou verwagting nie. Jy sien, baie keer wil ons sê, God moet sekere goed in ons lewe kom verander, maar hy wil sê, ek wil jou nie red uit die situasie nie, ek wil jou red in die situasie, sodat die mense om jou geraak kan word, en sodat jou lewe verander kan word. Jy sien, as God vandag gekom het, en ons baie mense wat vir my sê, ek glo nie in God nie, want as God bestaan het, sou daar nie oorlog gewees het nie. As God bestaan het, sou daar nie hongersnood gewees het nie. En ek is van die mening, as God vandag sou kom, en hy stop elke oorlog op hierdie aarde, en hy bring 'n vrede tussen al die nasies, en daar's nie meer oorlog in Oekraïne nie, daar's nie meer oorlog in Rusland nie, of in die Midde-Ooste, of waar ook al nie, en God kom en hy los al daai goed vandag op. Oor 'n week gaan ons weer oorlog hê. Want weet jy wat is die probleem? Die menslike hart. En God het gekom om die menslike hart te verander. En partykeer is ons fokus op God, Here kom verander hierdie, en God sê nee, jy verstaan nie, ek het 'n groter prentjie waarmee ek besig is. En dis waaroor Vrydag gegaan het. En so vandag wil ek jou vra, asseblief, moenie mis wat God wil doen, omdat jy partykeer so klein kyk, maar God kyk so groot nie. Hy ontmoet ons daarin. Maar nou wat vir my interessant is, hier kom het, en dit sê in vers 14 tot 15, en Jesus het 'n jong donkie gekry en daarop gaan sit. En soos daar geskryf staan, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom, hy sit op 'n donkie vol. Nou, kom ons stop dit gou, 'n donkie. Die koning, die redder. Onthou wat hulle verwag? Hulle verwag iemand wat Rome gaan oorweldig, iemand wat die keiser op sy plek gaan sit en die mense van God gaan bevry. Dis wat hulle verwag. Nou, hier kom hulle met 'n donkie. Ons gaan nou verder praat oor die donkie, maar kom ons praat gou oor hoe hulle die donkie gekry. Ek lees vir jou, en hierdie is die Bybel. Markus 11, vers 1 tot 3. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië, teen Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels uit met die volgende opdrag. Gaan na die dorpie daar voor julle, en sodra julle in die dorpie ingaan, sal julle 'n vasgemaakte donkie vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom.
En as iemand julle vra, waarom doen julle dit, sê dan, die Here het hom nodig en hy sal hom dadelik hierheen terugstuur. Die Bybel is vol sulke humor. Jy sien, ons lees hierdie en kan jy jouself indink, nommer 1, Jesus kom vandag by jou en hy sê vir jou, gaan na iemand se huis toe en dan sê hy vir hulle, die Here het jou Kia Picanto nodig. Klim in die kar, jy hotwire hom, soos in die movies, klim in die kar en dan ry jy, en dan net so voor jy uit die garage het, dan skop, hey, wat maak jy? Die Here het hom nodig. Ons lag, maar imagine Jesus sê dit vandag vir jou. Imagine Jesus sê vandag vir jou, gaan soontoe, vat iets wat nie joune is nie. En as hulle jou vra, hoekom vat jy dit, dan sê jy, die Here het dit nodig. Nou, ek wil net, word of caution, ek sê nie volgend vir jou om dit te doen nie, jy moet regtig, ek hoor 'n stem uit die hemel uit hoor wat sê, vat die Fortuner. Jy weet, moenie dit net doen, omdat jy 'n Fortuner wil hê nie. Maar sit gou jouself in die ou wie se donkie dit is se skoene. Jy's nog besig om dalk ontbyt te maak. Jy weet, jy het bietjie laat aand dalk gisterand gehad, jy weet, skoon gemaak, voete gewas, gedoen wat jy doen gewoonlik vorige aand. En hier word jy wakker met jou, ek dink dit is hoe 'n donkie maak, en jy stap uit jou huis uit, en hier is 2 random ouens wat jy glad nie ken nie, besig om jou donkie los te maak. Okay? En hulle sê vir jou, die Here het gesê. Nou, Jesus, soos ek vir julle gesê het geweet, hy's op pad, graf toe, want hy sê, ek word gesalf, ek word voorberei vir my begrafnis, hy weet wat kom, maar nie weet hy wat kom nie, hy is ook in beheer. Hy stuur hulle, hy weet wat daar is, hy was nog nie in daai dorpie nie, hy stuur hulle na 'n plek toe, na iemand toe wat sy hart voorberei is, en dit sê vir my, die Here was nog die heeltyd in beheer gewees, want wat vorentoe moet gebeur. Jy sien, en die feit dat hulle die donkie gekry het, was 'n profesie wat vervul was, want God is nie net in daai oomblik in beheer gewees nie, God is nog altyd in beheer, want vroeër in die Bybel is al 2 keer geprofeteer, lang voordat Jesus op aarde geloop het, dat die Messias sal op 'n donkie ry, om redding te bring. En hier kom hierdie 2 manne, hulle kry die donkie vir Jesus, en hulle bring hom na Jesus toe. Nou, ek is mal oor skryf, ek hou van skryf, ek wil iewers in my lewe dalk nog 'n western skryf, of 'n aksiemovie, ek weet nie, ek hou van westerns, The Good, The Bad and The Ugly, bly maar net 'n klassiek. Weet jy wie van julle het ooit, ek het op ETV as 'n jong kind Clint Eastwood gekyk. En as ek nou hierdie storie sou skryf, as ek nou die Bybel geskryf het, sou ek nie laat Jesus in 'n donkie ingekom het. Ek meen, hy's die koning, hy's die redder, jy weet, en ek dink dis hoe baie van hulle dit gesien het, inteendeel, hierdie musiek sou gespeel het. Jesus kom sit op die donkie, en hy ry langs, sit bietjie daai musiek aan man, Gert, laat die mense hoor. Maar dit sou nie 'n donkie gewees het nie, dit sou 'n perd gewees, 'n swart perd, met 'n wit oog, wat bietjie skeel is, want dit lyk rof, en hy kom in, en agter Jesus, soos wat hy in Jerusalem ingegaan het, is daar rook, en hy kyk die Romeine so, en die Romeine, en hulle hardloop, maar dis nie hoe Jesus ingekom het nie, en so die musiek fade, en die rook word in die aircons ingetrek. Jesus kom anders. En ons rede hoekom Jesus anders gekom het. Jesus kom op 'n donkie. En ek weet God, as God dit regtig wou gehad het, kon God dit gesê dat Jesus op 'n donkie, van die begin van tyd af, dat Jesus op hierdie amazing perd glorieryk moes inkom en net, jy weet, loud and proud, en maar hy kies 'n donkie, en ek vra myself die vraag of, Here, hoekom 'n donkie? En vanoggend het ek en Jeannie 'n gesprek, en sy sê vir my, sy weet waaroor ek preek, ek deel gewoonlik my preke met haar, voor ek dit met julle deel, en ek en sy gesels, en sy sê vir my man, jy besef dat 'n donkie is 'n pakdier. 'n Donkie word net gebruik, 'n donkie het nie aansien nie, en iets interessant wat ek in die week gelees het, en hierdie was vir my soos mind-blowing, is dat baie donkies het 'n kruis op hulle rug. Het julle dit geweet? Baie donkies het 'n kruis op hulle rug. En nou hoor ek nou die dag, maar wat van 'n donkie wat 'n kruis nie op sy rug het? Toe sê iemand, ja, dis 'n ateïs donkie. So maar hier kies Jesus hierdie dier wat die algemene mens op daai stadium gehad het. Hy kom en
Dit sê hulle het klere op hom gepak, hy was nog nooit gery nie, en Jesus klim op hierdie donkie, en hy kom hierso, en hy gaan in Jerusalem in op 'n donkie, en nie met 'n swaard reg om te beklei nie, hy kom en hy kom met vrede, en hy kom met genesing, en hy kom met liefde. Ons prentjie van God is baie keer hierdie loud en proud, en op 'n perd, en maar dis scary om so God te benader. Maar Jesus kom, en dis ons sy hele verhaal, is dat God kom aarde toe, en hy word 'n mens. Hy kom was voete. En hy ontmoet ons waar ons is, vuil en stikkend en gebroken. Hy word een van ons, sodat ons hom kan nader. Hy's nie hier waar hy onbereik is, of intimiderend is nie. Hy word een van ons. En dis wat ek voel, hierdie gedeelte vir ons leer vandag van Palm Sondag, is dat die skepper van die hemel en aarde kom vandag, en hy sê, jy kan tot my nader. Ek is nie hierdie intimiderende God wat met een of ander interessante musiek in die agtergrond en rook en 'n wille perd opdaag nie. Ek daag op en ek ontmoet jou waar jy is. Maar moenie soos die mense wat die palmtakke waai, verwag dat ek gaan net jou omstandighede verander nie. Verwag dat ek jou gaan verander. Ek gaan opdaag en in jou hart inklim, en die trots wat daar in jou hart is, gaan ek aanspreek. Die afhanklikheid van self gaan ek aanspreek, dat jy sal besef, jy kan nie die lewe sonder my doen nie. Ek gaan jou begin aanspreek oor gewoontes wat jy in jou lewe toegelaat het, wat my plek gevat het in jou lewe. Jy sien, dis wat ek leer in hierdie storie. Ek leer hoe Jesus kom en hy sê, ek ontmoet jou waar jy is. En alhoewel hulle verwag het, Jesus gaan een ding doen, het hy iets soveel groter as dit gedoen. Jy sien, en hulle het dit nie verstaan nie, en Johannes 12 vers 16 sê, hierdie dinge het sy disippels eers nie verstaan nie, maar toe Jesus verheerlik is, dis toe hy opgestaan het uit die dood uit, het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskryf staan, en dat hulle dit vir hom gedoen het. Hulle onthou toe die donkie, en Jesus wat instap, en hulle besef, en ewe skielik maak 1 + 1 2, wat hulle lank nie verstaan het nie. En kan ek net vir jou sê, vir my, toe ek hierdie gedeelte lees in Johannes 12 vers 16, toe sê ek, Here, ek kan terugdink in my lewe, daar was oomblikke wat ek nie verstaan het, hoekom gebeur het wat gebeur het nie. Here, ek kon nie verstaan hoekom het ons babatjie verloor nie. Ek het nie verstaan hoekom ek sonder 'n pa groot geword het nie. Ek het nie verstaan hoekom ons nou deurgaan wat ons deurgaan as 'n familie nie. Ek het nie verstaan, Here, hoekom dit en dit en dit gebeur het nie. Hoekom wil my pa my nie gehad het nie. Hoekom het my stiefpa my ma geslaan? Hoekom het my ma probeer selfmoord pleeg? Ek het nooit hierdie antwoorde op hierdie goed gehad nie. Maar waar ek vandag staan, is daar soveel van daai goed wat ek sê, Here, dankie dat ek nou kan verstaan. U is nog steeds in beheer, al het dit nie so gelyk nie. En ons voel soms so. En so ek lees hierdie goed, en ek vra, Here, help my om U te ontmoet waar U is. En ek vra vanoggend vir die Here, want gewoonlik hoe ek 'n preek skryf, as ek nou vir julle moet sê, as ek nou gaan sit, en ek weet, ons praat vandag oor Palm Sondag, hoe my voorbereiding gewoonlik werk, is ek sal sê, Here, okay, hier is die skrif wat U op my hart gelê het, Here, wys my waartoe hierdie skrif moet gaan. En hierdie week het die Here vir my gewys hoe hy moet begin. En hy het my seker goed gegee, maar hy het my nie die einde gegee nie. En vanoggend sit ek daar en ek sê, Here, hoe moet hierdie skrif eindig? Hoe moet ons op 'n plek kom, Here, hoe land mens hierdie boodskap? En ek hoor hoe die Here sê, vanoggend gaan ons bid vir mense om tot my te nader. Vanoggend gaan ons sê, Hosanna, Here, red my. En hulle het gesing, Hosanna, Hosanna. En God kom en hy ontmoet hulle daar, en hy kom red hulle van hulle self. Hy kom haal hulle nie uit hulle omstandighede uit nie. Hy ontmoet hulle in die storm. En vandag beleef ek hoe Jesus sê, julle sing dalk Hosanna, Hosanna, Here red my. En jy vra die Here moet jou red van een ding, maar God wil jou red van iets anders. Hy wil vanoggend jou hart kom aanspreek. Hy wil vanoggend jou menswees kom beïnvloed en jou kom gesond maak. So daarom vandag wil ek hier land. En ek wil jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. Terwyl jou oë gesluit is, wil ek teruggaan na die storie van Lazarus toe. Lazarus was dood gewees. En hy kon homself nie lewendig maak nie.
Geen mens kan hulle self weer lewendig maak. En alhoewel hy fisies dood was, sit ons vanoggend hier en ons is geestelik dood. Sonder Jesus is ons geestelik dood. Jou werke kan jou nie red nie. Die feit dat jy vandag hier is, kan jou nie red nie. En so, al wat jy vandag kan doen is deur te sê, Hosanna, Here, red my. Dat dit vanoggend jou kreet van jou hart sal wees om te sê, Here, hier is ek. Asseblief, Jesus, red my. Ek kan nie meer bly waar ek nou is nie. Ek het nodig dat U sal opdaag en dat U die situasie sal verander, want ek kan nie myself red nie. Dis slegs U wat my vandag kan red. Here, U kan my red uit die depressie uit. Ek kan nie. Here, U kan my red uit my gesondheid uit wat nie goed is nie. Net U kan dit doen. Here, net U kan hierdie gemeente red. Ons kan dit nie doen nie. Here, ek kan nie myself van my trots genees nie. Net U kan. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, Hosanna, Here, red my. Dan wil ek jou vra om 'n oomblik bold te wees. En dalk is hierdie buite jou gemaksone. Maar ek het vanoggend vir die Here gevra, Here, ons wil nie net nog 'n diens hou waar ons net weer vir mense vra om te staan en ons bid vir hulle nie. Ons wil vanoggend vir mense die woord sê, die ouderlinge kom en lê hulle hande op mense en bid vir mense. En so as jy vanoggend hier is en jy sê, ek sê vanoggend, Here, red my. Maak nie saak wat dit is nie, dalk tree in vir iemand wat nie vanoggend hier is nie. Jy sê dalk vir 'n broer of 'n suster, Here, red hulle. Wil ek jou vra om hier voor te kom staan. Ons wil saam met jou bid. Ons wil jou salf. So as 'n familie, as dit nou jy is, staan op en kom vorentoe en sê, Here, ek is klaar met gemaklik. Ek vra dat U my vanoggend sal kom red. En as daar niemand is nie, dan sit ook okay. Maar weet jy wat? Ek gaan ontrou wees as ek nie vanoggend hierdie boodskap so eindig nie. So as dit vanoggend jy is, kom staan hier. Ons wil vir jou bid. Ons gaan nie hardop vir jou bid nie. Ons gaan nie jou storie vir die wêreld vertel nie. Inteendeel, ons gaan nie eens jou storie vra nie. Ons gaan net vir jou bid vanoggend. Soos dit jy is, kom staan hier voor. Staan hier voor. Jesus is besig met iets in hierdie gemeente, ek sê dit vir julle. Jesus is besig om te sê, mense wat sê, Here, red my, ek gaan hulle ontmoet waar hulle my verwag. Yes, Jesus. Maak 'n lekker lang ry. Maak 'n lekker lang ry. Jy sien, ons kan Sondag na Sondag hier sit en ons trek ons kerk mooi aan, maar ons besef nie dat ons sit tussen gebroke mense wat Jesus nodig het. En ons is op 'n kerk gespeel, ons is op 'n plek wat Jesus gaan mense begin genees. Glo julle dit, Oase familie? Jesus gaan mense vrymaak van depressie en van siekte en verslawings. En so ek gaan ons bestuur vra wie van hulle ook al hier is om 'n botteltjie salfolie te kom vat en net te stap verby elkeen. En ek gaan 'n algemene gebed vir hierdie mense doen. So ons bestuursraad, as julle hier is, kan ek julle vra om vorentoe te kom. Ons voltydse span, kom vorentoe asseblief. Kom kry vir julle 'n botteltjie salfolie. Ons gaan bid vir die mense vanoggend. Ons kan nie verwag dat ons dit moet doen, maar die gemeente tree nie op nie. Ons is 'n familie, jy wat in jou banke sit, kan ek jou vra om op te staan en jou hande uit te strek. Ons is 'n familie en niemand gaan deur die Elsje kom voor. Hosanna, Here, red ons. Hosanna, Here, red ons. Here, ons kom vanoggend by elkeen van hierdie mense en ons kom vanoggend en terwyl ons span so stap en hierdie mense salf. Here, kom ons vandag en ons vra, Here, mag U genesing bring. Here, mag U vanoggend kom red. Here, kom doen net dit wat U kan doen, Here, ek vra. Daag op en doen net dit wat U kan doen, Here. Ons kan nie, maar Hosanna, Here, red ons. Here, dis U wat lewens verander vanoggend. Dis U wat teen kanker kom vandag. Dis U wat teen depressie kom vandag. En Here, hierdie mense wat vandag hier voor staan, sê ek vir U dankie dat hulle uit hulle gemaksone uit opgestaan het en gesê het ek weier om verder hier te staan. Ek kies om vandag te sê, Here, red my. Here, daag op. Here, ek glo in die krag van genesing. Ek glo, Here, terwyl ons ouderlinge en ons span besig is om hier voor hierdie mense te salf, glo ek, Here, dat U is besig om die juk te breek. U is besig, Here, om die vyand se vashou af te breek in Jesus naam. Here, U woord sê, dat kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Ek sal jou genees. Ek sal met jou wees. Dis nie jy wat dit doen nie, dis Hy wat dit doen. En daarom kom ons vandag en ons sê, Here, dankie dat ons uit die dood uit kan opstaan, uit die geestelike dood uit vanoggend kan opstaan, uit die krag van vashou kan opstaan, uit die krag van depressie kan opstaan.
Beleef die woord selfmoord. Dankie dat U vandag mense genees van daai gedagtes. Dit waar die vyand net gekom het en gesê, jou lewe het niks werd nie, ons kom bid teen dit vandag. Ons breek dit sommer in die hele Klerksdorp vanoggend, Here. Mense nie meer hulle lewens sal nie meer, maar sal besef, Here, daar's waarde aan daai lewe. Want hulle nie meer die leuen sal glo nie, Here. Ons bid vir waarheid. Here, dankie vir dit wat U besig is om hier te doen vandag. Dankie dat U besig is om skoon te maak. U is besig om te genees. U is besig om te herstel. En weer eens wil ek vanoggend kom bid, Here, dit wat U vandag hier doen, mag dit nie oor 'n mens gaan nie, maar mag dit oor U gaan. Mag U vandag die een wees, Here, wat die eer kry en die lof kry. En daarom kan ons vandag sing. Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Kom maak vanoggend harte gesond. Here, ons wil ook nie net kom bid vir simptome vandag nie. En hiermee wil ek vanoggend afsluit, Here. Vir elkeen van hierdie mense wat hier voor staan wat vandag gekom het vir gebed, ek besef daar's al kwale in hulle liggame en hulle gedagtes. Maar Here, U het gekom om ons lewens te red vir die ewigheid. Mag hulle vandag sê, Jesus, red my. Nie net van my omstandighede nie, maar van myself, van my hart. Doen net dit wat U wil doen. As jy saamstem, wil jy nie net sê amen nie. Ek is excited om te sien wat Jesus vandag deur julle wat hier voor staan gaan doen. Want as hy jou red, verander alles.